Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met julle elkeen. Daar's baie vrae wat deesdae opkom. Daar's baie wonder, daar's baie twyfel oor hoe die dag, selfs oor hoe die toekoms gaan lyk, binne die omstandighede wat tans rondom ons aan die gang is. Die nuus, RSG, selfs ons president, elke keer wanneer hy praat, het 'n groot impak op ons lewens, 'n impak oor hoe ons toekomsbeplanning doen, 'n impak oor ons gemoed, maar grootendeels 'n impak oor hoe ons oor onsself dink en ook hoe ons binne in ons verhouding saam met God dink. En op 'n stadium in die week met al hierdie klomp goed in my kop, het ek so gesit en werk in die kamer, toe kom ons so 'n mossie ingevlieg. En die mossie kom op en ek kom sit hier so op die lamp en is regtig net 'n wonderlike oomblik wat ek die skepping kan geniet. En op 'n stadium kom er nog een ingevlieg en hulle chirp met mekaar en hulle vlieg en hulle is gelukkig en hulle gaan weer uit buitekant toe. En binne in dit sien ek net, lekker, die laaste tyd is daar baie meer dierelewe, hier is baie meer voëls in die omgewing, en ek aanvaar toe ook dat dit is omdat hulle voel op 'n manier ook veiliger. Daar's minder bedreiging vir hulle, so hulle voel gemaklik om ook binne in die mense se wêreld te kan inkom. En binne in hierdie gedagtes toe word ek herinner aan 'n teks wat God al lankal met ons gedeel het, uit Matteus 6 uit, waar hy daarso van vers 25 af praat, Jesus met die mense, en hy sê vir hulle, hou op om bekommerd te wees oor wat julle gaan eet, oor wat julle gaan drink, of wat julle gaan aantrek. Is die lewe nie meer kosbaarder as net kos nie? Hou so 'n bietjie die voëls dop. Hulle maak nie bymekaar nie, hulle het nie stoorkamers nie, en steeds is die Vader besig om vir hulle te voorsien. Hy gee vir hulle kos. En dan sê hy baie waar woorde, julle mense is baie meer waardevol as hierdie voëls. En dan is hy baie reg, hy sê vir hulle, moenie bekommerd wees oor kos, oor klere, of oor wat jy gaan drink nie. Dit is ongelowiges wat daarmee besig is. Net die ongelowige mense is bekommerd of is vol vrees en hou net aan daai vrees vas elke dag. Ek vra toe vir myself af, okay, maar Here, waarop moet ons dan fokus? Hy maak dit duidelik wanneer hy sê, maak God se koninkryk en God se wil jou heel eerste en jou heel belangrikste prioriteit. Toe ek die mossie in die kamer sien inkom, toe ek hierdie teks onthou, toe besef ek, hierdie mossie se wil en sy hele doel op aarde is om God te verheerlik, is om God eerste te stel en om sy grootheid uit te beeld. En ek besef toe dat dit is iets wat ons ook nou mee kan besig wees. Te midde van die nuusberigte, te midde van ons president se aankondigings, te midde van wat rondom ons in die wêreld aan die gang is dit ons eerste prioriteit kan wees. God, sy koninkryk en sy wil. En dit beteken dan natuurlik dat ons nie noodwendig uitdagings gaan vrygeskeld wees of dit gaan maklik gaan nie. Dit beteken eenvoudig net dat ons met 'n ander mindset vandag wakker word en met 'n ander manier en benadering tot die lewe hierdie dag gaan aanpak. Dit beteken dat ons eerstens met 'n oop gemoed hierdie dag kan ingaan. Oop gemoed in die sin van ons vertrou vir God, ons weet hy gaan voorsien, ons kan rustigheid hê, ons kan vrede hê, want hy gaan in al die areas in my lewe, gaan hy vir my voorsien. Tweedens, kan ons hierdie dag aanpak met 'n oop hart. 'n Oop hart wat gewillig is, wat entoesiasties is, om te volg, om gehoorsaam te wees aan wat God se plan is, om te volg wat God sê, wat die uitkomste is, wat die planne is wat hy vir ons 'n realiteit wil maak. En in die derde plek, verstaan ek dan dat ons binne in hierdie voorsiening wat God vir ons gee, met 'n oop hand elke dag kan ingaan. 'n Oop hand, want God gee vir ons genoeg. Hy gee vir almal genoeg. Ons leef uit daai voorsiening uit. Ons kan ook help dat almal genoeg kan hê. So binne in hierdie goed besef ek dat God is die een wat ons nooit laat gaan nie. Hy is die een wat saam met ons gaan, net soos wat hy saam met die mossies is. So daar waar jy is vandag, of jy nou moeilik of maklik opgestaan het vandag, onthou God voorsien. Of jy nou sekuriteit het binne in jou werk, jou salaris, of jy bekommerd is, gestres is oor jou besigheid, of jy stres oor die eksamen wat dalk nie geskryf kan word nie, of jy bang is vir nog 'n taak wat oor die internet gedoen moet word, of 'n toets wat jy nie kan klaar skryf nie, of jy vol vrees is oor hierdie virus, of jy dalk bedreig voel, of ingeperk voel binne in jou gees, want jy kan nêrens gaan, jy is bang om siek te raak, om dalk te kan doodgaan, wees verseker, God voorsien vir die mossies, hoeveel te meer sal hy nie vir elkeen van ons voorsien nie.
Hierdie gedagtes het my gelos met die song wat Audrey Assad geskryf het. Die liedjie se naam is Sparrow. En in die liedjie skryf sy die woorde, I sing because I'm happy, I sing because I'm free, for his eyes is on the sparrows. His eye is on me, his eyes are on you. En dis die gedagte waarmee ons vandag wil ingaan. Ons weet God hou die mossies dop, hy sorg vir hulle. Ons weet, meer as dit, sy oë is op ons. Hy hou ons dop, hy voorsien vir ons. Vader, dankie dat ons weet, ongeag die omstandighede rondom ons of wat ons beleef, U voorsien, U gee vir ons genoeg. U is die een wat vir ons krag gee om te kan aangaan. Vader, ek wil vra waar meeste van ons, baie van ons dalk gespanne is, gestres is, vat daai angs, vat daai vrese binne in ons, vat dit weg. Gee vir ons U vrede en U rus vandag, dat ons hierdie tyd saam met mekaar kan ingaan met rustigheid, vrede, shalom in ons harte. U voorsien, U gee genoeg in alle aspekte en alle areas van ons lewe. Dankie dat U ons bemoedig met hierdie woorde. Help ons om daai bemoediging ook by ander te gaan laat plant, dat ons ander ook so kan bemoedig. U is die voorsiener, U is die een wat genoeg gee. Ons bid vir mense wat siek is, Vader. Ons bid vir mense wat deur die uitdaging gaan in terme van om hierdie virus te veg. Ons bid vir ons leiers in ons land, Vader. Ons vra vir U voorsiening ook daarso, vir wysheid en insig, dat ons hierdie ding saam met mekaar en saam met U kan deurtrap en vorentoe kan gaan. Amen. I see